Gemeenskap bou, help ons floreer. En vandag gaan dit juist oor gemeenskap bou deur wederwysige ondersteuning. Ek het die afgelope week interessantheidshalwe 'n stukkie nuusbrokkie gehoor wat net so vinnig verbygegaan, maar so al vir my agterkop gaan bly. So ek het vandag gaan kyk waaroor dit gaan en so relatief gevra waaroor dit gaan en toe hierdie insig gekry. Het jy geweet dat bykans elke protesbeweging wat 3,5% van die bevolking van 'n land mobiliseer, suksesvol was in hulle doelwitte? Met ander woorde, as 3,5% van 'n land se bevolking aktief en volhoubaar betrokke deelneem aan 'n vreedsame protes, lei dit bykans altyd tot groot politieke verandering of selfs regeringsomwenteling. En vreedsame bewegings is meer as dubbel so suksesvol as gewelddadige bewegings. Want byvoorbeeld, daar's kindertjies ook by, daar's groot mense by, daar's ou mense by, of ouer mense by, wat jy nie normaalweg in gewelddadige goed sal sien nie. Interessant is ons, en ek het sommer statistiek uitgewerk, as ons dit so toepas op Suid-Afrika met ons ongeveer 60 miljoen mense, beteken dit as 2,1 miljoen mense in Suid-Afrika vandag betrokke is in volgehoue vreedsame protes oor iets, dan kan dit ontsettende veranderings op verskillende vlakke teweegbring. En ons het nogal al gesien dat daar is nogal krag en moed wat ontstaan wanneer mense 'n groep vorm om byvoorbeeld saam te betoog vir beter lewensomstandighede. Dit sluit aan by Robert Putnam se werk oor sogenaamde sosiale kapitaal. Hy toon dat gemeenskappe sterker word wanneer mense aktief betrokke raak by mekaar se lewens. En hy beskryf hoe wederwysige ondersteuning, en dit kan wissel van buurtprojekte tot eenvoudige dade van hulp, juis vertroue bou en mense se welstand verhoog. Wel, kom ons pas dit ook geestelik toe. As net 3,5% van ons kerkgemeenskap regtig soos Jesus lewe, sal dit nie ook 'n dramatiese verskil maak nie? Paulus skryf aan 'n jong geloofsgemeenskap in Efese en moedig hulle aan hoe om saam te leef. Hoe om juis verandering in verhoudings en dus in die gemeenskap te bring. En hy skryf in Efesiërs 4:32 dan: Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Nou ons is die mense wat moet leef soos Jesus. Ons is deel van, noem dit maar daai 3,5%. En soos die disippels en apostels deur die werkliking van die Gees, kan ons ook gemeenskap bou deur wederwysige ondersteuning en dit kan alles verbeter. So die vraag is jy in? Leef geïnspireerd.